Môre julle. Ja, so julle sien nou oom Roy se agtergrond hier so by my en so aan. Nou, ek en die oomie het 'n redelike geskiedenis nou al. En ek het hom by die opmars ontmoet. 20 jaar vandat ek hom nie weer gesien het nie. Na 20 jaar toe ontmoet ek hom weer. Nou, die oomie het my gehelp toe ek in satanisme betrokke was in my tienerjare. En ja, ek het vir Devin Hofmeyer ook al gekry en weet julle wat nee, ek het hom so onderlang so drukkie gegee. Jesus van my hart was bly man om hom te sien en te weet hy het sy lewe vir die Here gegee en goed en maar my hart raak warm as mense hulle harte vir die Here gee. Dan raak my hart so warm. En ja, mense, ek weet nie, mense, julle die kritieke goeders wat gelewer word oor oom Rooyes en Devin Hofmeyer en so aan, weet julle, dit maak my hartseer. Um, want die ding is, oom Rooyes het so groot impak in my lewe gehad, weet, die Here het hom gebruik as 'n instrument in my lewe om my op die regte pad te kon lei het. En ek is vandag dankbaar. Ek is vandag dankbaar vir die Here vir oom Rooyes en ek is dankbaar vir oom Rooyes in Devin Hofmeyer se lewe. Ek meen, kyk wat sy impak het die oom gemaak. So ek gaan vir julle hierdie videoetjie speel en ek het hierdie video geniet. Ek het dit baie geniet. Laat ek dit vir julle gou speel. Goeiemôre, goeiemôre. Ek gaan jou nie lank besig hou nie, net so bietjie gesels. Ek moet eintlik 'n naam kry vir hierdie wat ek net so wil oor die laaste week se gebeure praat. Steve Hofmeyer het nog 'n lekker naam, Stoom. Hy blaas so 'n bietjie stoom af. Maar ek wil net so bietjie getuig en God verheerlike gesels. Nou binnekort begin daar 'n YouTube kanaal en jy kan intussen ons het wonderlike YouTube kanaals. Roy Strauss is die een en een is Softube. Ons het baie followers op Softube, maar daar begin nog een en dit is die 16:15. Natuurlik aan Markus 16:15 gekoppel. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou voordat ek gaan begin praat, kom ek noem so 'n paar afkondigingkies. So dit kom binnekort. Ek gaan so 'n bietjie op die notes kyk. Mense, ons loof God dat die hostages terugkom. Ja, baie gemengde gevoelens. Hoekom moet daar 2000 van hulle vrygelaat word van die vyand en net 20 kom terug in 'n klomp mense wat dood is, se liggame. Ja, mense is ongelukkig. Maar in hierdie tye bly bid vir die Joodse kinders en vir hulle redding van die Jode. En bly bid vir die Palestynë en vir hulle redding. En ja, ek het vanoggend vir Hamas gebid en gesê, Here, U kan hulle uitwis, hulle hele organisasie. Nie hulle doodmaak, hulle red hulle almal. En die wat daar koppig is, moet dan nou maar kry wat hulle wil. Ek en jy moet 'n hart kry vir siele. Of dit die vyand is of wie is, kom ons bid hulle tot bekering. Hoe klink my klank? Is hy alright? Is ek nie te hard miskien nie, of is ek alright? Dat een of twee net half my noem, terwyl ek nog so afkondig. Nou, ek wil ook noem dat jy gaan ook baie hoor van die 16:15s. Ons kondig mos nou al jare af. Stel jou alarm 16:15 en bid vir die sendelinge. Markus 16:15. Maar wat jy ook nou gaan hoor, ons netwerk, ons het 'n netwerk Souls for Jesus Ministry, waar ons pastore kan orden, al jare. Ja, hoor hulle sê daar by die rapport, ou Roy is die leuke prediker en dit. En weet jy, ek gaan my nie verdedig nie, want ek bly maar 'n leek voor my koning. Al het ek die amper pastoor, al het ek 'n graad agter my naam, ek bly nog 'n leek voor my koning. So ek gaan my nie in die rapport verduidelik, jy sê wat julle wil. Een noem my dominee, ander een noem my 'n leek. Ek gaan net nie 'n lekker prediker vir jou raak nie. Ek wil Jesus Christus verheerlik. So, maar in elk geval, ons netwerk, omdat hierdie mevrou Tokko met moeilikheid kom en klaar die 2 Oktober ding gestig het binne in die Rema Kerk,
Net soos die kommuniste alle jare werk, China, Roemenië, Uganda, Nigerië, die vyand vat pastore, stig 'n kerk, stig 'n komitee om die kerk te reguleer, en die pastore is so dom en onnoosel, ek kan nie hulle mooi woordjies sê nie, want Ray McCauley het daardie kerk gestig, maar sy seun het nou kom nonsens aanjaag, en ek sê dit reguit, Joshua McCauley, hoe kan jy met die ANC neel, man? Hoe kan jy met die vyand neel? Sies, man, dis 'n skande in God se oë, dat jy jou rug op Jesus draai, want jy raak 'n kommunis, jy raak 'n sosialis, jy raak 'n liberaal, om nou die kerk te wil kontroleer. Ja, ek gaan net op byvoeg dat jy kan nie 'n Christen wees en ANC stem nie, as ook jy kan nie 'n Christen wees en die DA gaan stem, wat al hierdie snaakse goed ondersteun, soos Pride en nog daai goeters nie, want dit gaan teen die Bybel. Maar okay, laat ons gaan aangaan. Leer 'n komitee, man, gaan kontroleer jou eie huis. Maar okay, dit daar gelaat. Mense, ons moet opstaan vir die Here, en ons moet die vyand verslaan, in Jesus naam natuurlik. Nou, jy sal sien op my post, is my kantoornommer, en jy kan sound toe WhatsApp as hierdie volgende vir jou is. Sy sê, as iemand Jesus aanneem, en vir iemand anders van Jesus vertel, dan gaan jy toegesluit word. You will get jailed, sy sê so. So hulle wil die evangelie duidelik bind. En hulle kom met die mooiste woorde, is oor die pastore wat hulle mense laat gras eet, die doemspuiters. Daar is kriminele aktiwiteite, gaan kla hulle by die polisie aan. Jy kom reguleer ons nie. Maar okay, wat ek wil vir jou sê, daarom het is ook oopgemaak, jy kan nou 16-15 raak. 'n 16-15 beteken, jy is 'n gewone mens, nie 'n pastoor of iets nie, en jy wil net vrylik Jesus verkondig. Nou, ons sidestep hulle, want hulle het gesê in die wet, gaan hulle ons liggame wat geregistreer is, so Souls for Jesus Ministry, is geregistreer, en kan mense orden. As jy dan by ons geregistreer is, dan kan jy nou nog aangaan om te verkondig. Soos maak jou 16-15. Dis net 'n lekker, ons speel nie baas oor jou nie, dis 'n netwerk. So as jy belangstel, WhatsApp nou, as ons klaar is, die nommer wat op die post is, vir my kantoor, 16-15, en dan jou naam, alles, jou e-mailadres, alles. Ons gaan jou nie nou terugbel, as te veel instroming, ons sal oor 'n maand of wat met jou gesels en jou bel, en jy gaan net so 'n vormpie invul, sê ek raak 'n 16-15, jy bly in jou kerk, jy bly waar jy is, ons wil jou net protect, Souls for Jesus Ministry, dit aangelaat, ek is nog nie by my praatjie nie, so kon nog net af, dankie Here vir die hostages wat vandag terugkom, dan nog so 2 afkondigingetjies, ag hierdie seentjie, of wat moet ek hom noem, ek het nou sy naam vergeet, die akteur, wat by RSG so spot met my. Ja, François. En hy sê, wat sy naam? François is sy naam. Dankie my vrou. Ek sien naam, sy is ook aangeskakel, sy luister direct hierso. Maar hoor gou, hy spot daar en sê, Dominee Rooi, hy het gebid in die kaalfliek en niks gebeur nie. Gaan kyk maar self die fliek. Ek het vir jou boodskap, François. Ek is nie die beantwoorder van gebed nie. Ek is net die een wat gebid het en gesê die Here beskerm asseblief kindertjies, want molesteerders kan deur hierdie film opstaan. Sies, jy's deel van Satan se universiteit wat molesteerders oplei om kindertjies te molesteer. Ek bid maar dat dit nie na jou kant toe kom nie. Maar okay. So en RSG maak toe 'n mokkery daarvan. En dis lekker om met rooies te spot. RSG, julle advertensies vat ons in 'n oggend weg. Julle moet stop met julle nonsens. Julle moet 'n opvoedkundige radiokanaal wees en dan doen julle dit. Ek wonder wie regeer julle nou? Die ANC of broederbonders of die liberale of die sosialiste? Ag, ek kry julle so jammer. Maar vir François, vir jou wil ek sê, ek was ook daar. Ek het ook Christene gespot. Ek het as live daai tyd aan was aan Facebook, was ek seker die ou wat op die tafels gestaan het in die hotel en geontleed. Ek sou vieslik gewees het.
So ek oordeel jou nie, maar ek roep jou tot bekering. Jy gaan eendag voel hoe lekker is dit om aan Jesus te behoort. So kom na Jesus toe. En dan die rapport, ag daar is nou, ek weet nie wat is jou naam nie, Jean Oosthuizen, jy's glo teoloog, jy lei glo NG predikant op, ek is so bietjie dom, ek kan verkeerd sê, en jy het aan mekaar nou iets te doen met my, aan mekaar lelike goed te sê, aan mekaar, gaan lees jou Bybel man, en kom by God uit. En dan wil ek net sê, hulle beledig nou vir Devin Hofmeyer, ek gaan vir Devin opkom. Hulle gaan al ons Christene gaan hulle beledig, want hulle hou nie van die waarheid nie, hulle hou nie van, as ons die woord van die Here verkondig, aan hulle nie, hulle haat dit, want dit spreek hulle sonde aan, so, hulle haat dit, en hulle sal van ons die spot dryf, en ons moet onthou, ons leef in die eindtye. Soos wat die Here gesê het, dit gaan soos in die tye van Noag wees, waar mense die spot gaan dryf met ons. Maar is reg, laat hulle aanhou, hulle sal eendag verantwoording doen voor God, oor al hulle spotterye en goed, en ek dink, dan gaan dit te laat wees, en dan gaan hulle huil, en dan gaan die Here net vir hulle sê, hulle moet weggaan van hom af. Nou ja, kom ons kyk verder. Devin het sy hart vir Jesus gegee, en so ook sy verloofde Natasha, ek het die naweek, woensdag ontmoet pragtige mense, en hulle is pragtige kinders van die Here, hulle moet ook nog groei. Ek het die voorreg gehad, en baie van julle groei wanneer julle bekeer, sonder dat julle in die sosiale media is. Hierdie armige kinders, sorry Devin, ek noem jou 'n laity. Julle is in die sosiale media. So elke groei wat hulle doen en foutjie wat hulle maak, wil elkeen hulle nou looi. Hy was nou by Louis Liebenberg, hy was nou by die politiek, hy was nou by Zuma, hy was nou by dit. Wat is jy gepla? Was jy nie eens op 'n tyd by die drankpotte nie? Was jy nie eens op 'n tyd in 'n hoerhuis nie? Was jy nie al porn gekyk nie? Los die mense uit, laat hulle groei en bid vir hulle. Ja, ons gaan nou net praat oor waarsku, daar's tye om te waarsku ook. Maar mag vandag vir jou 'n bietjie, kom ons laat mense toe. Ek wil terugkom oor die mars. Dit was net die begin, waar die kerk wil kontrol. En ek het gehoor party sê, toe as jy opgaan, sal seker 100 mense wees. Ja, ek het daai ding ook gesien van mense wat gesê het, daar gaan net soos 100 mense wees, en daar was duisende mense gewees. Daar was regtig duisende mense gewees. Ek meen, maar ons het lekker gestap. Ek dink dit was omtrent so min of meer 5 kilometer wat ons gestap het, op na die Unie-geboue. Ek het 'n swart vroutjie gehad wat langs my gestap het, en dit was lekker gewees. Maar ek sien op X is daar 'n post wat sê, hierdie march het gister gebeur, gister na Sondag gebeur, en dit was nou vir General Mkhwanazi. Oh my goodness, en ek sê net op my post, nee, luister jy, dit was nie vir General Mkhwanazi gewees nie, dit was Woensdag gewees, was teen Toko Mkhwanazi, Zaluva Mkhwanazi gewees, omdat sy die kerk wil reguleer deur die ANC. So, dit was baie lekker opmars gewees. Ek was frakseer na die tyd, maar dit was baie lekker. Hoe groot was die ontnigtering nie, toe die massas in die gebou te loop nie. Ons het nie net 'n mars gedoen, soos een pastoor sê, 'n mars sal niks beteken. Nee, ons het 'n gebedsmars gedoen. Ons het ons koning gesoek. Ons praat met Jesus en ons het saamgekom, en was dit nie lekker nie? Nie 'n papiertjie het rondgelê nie. Ons was swart, wit, bruin, Indiër, rooi, alles. En nie 'n Indiër het rondgelê nie. Nie 'n papiertjie het rondgelê nie. En daar het ek weer gesien. Dit gaan nie oor velkleur wie mors nie. Dit gaan oor opvoeding. Amen. Amen. Slaan die spyker op die kop, gaan oor opvoeding, En of Jesus in jou hart is. En dit was nou wonderlik. Maar ek is baie teleurgestel, en nou wil ek ras praat. Ek is in my eie wit ras baie teleurgestel. Ek dink in Pretoria bly daar nie wit mense nie.
Want van al hierdie mense was daar nie 1% wit mense nie. Die wit mense het die evangelie Afrika toe gebring. Dankie vir die swart mense wat opstaan en dit vorentoe vat. Ek praat nou nie met jou wat nie kon kom nie. Ek verstaan as jy ver gebly. Dankie vir Jacques Potgieter wat in Mosselbaai gebly het. Ek sal so 'n kerk ondersteun en tog gekom het. Hy en sy vrou. Maar, hoor gemooi. Ja, ek het hulle nogals raak geloop daar, so, maar ek het nie geweet dit is hy nie. So as ek eers gesien het op sy Facebook, dit is wel hy. Hy en sy vrou het dieselfde T-shirts aangehad. Ek kan nou nie onthou waar daarop staan nie, maar het was sulke swart T-shirts gewees en so, en het ek gesien, hy het gevlieg van Mosselbaai af, net vir die march, en ek dink hy is dieselfde aand is hy terug ook. Ja. Almal kan nie gekom het nie, maar as baie Hoofstroom kerke se hoofkantore dan nie daar in Johannesburg en Pretoria nie. Ek het nie een moderator van 'n kerk daar gesien nie. Dis 'n skande, man. Hierdie die kerk word bedreig en jy bou nog jou eie verdomde koninkryk, man. Ek skrik nie vir julle nie, want julle is jare al. As jy by my gestudeer het, raak jy so pastoor. Ja, ons kan nie ons eie koninkryke bou nie. Ons moet die koninkryk van die Here bou en mense vertel van die Here. Ons kan hulle ook nie dwing om te bekeer nie, want dit kom van God self af. Ons is net die saadjie planters. Die saadjie val op die plaatklippe, of hy val op die vrugbare grond, of hy val tussen die onkruiddorings en goeters. En ja, dis maar hoe die Here werk. 'n rooi sluit die mense so op, jy kan nie so pastoor raak nie. En dan syp jy rooiwyn. Sies, man. Ek sê nou volgend vir jou, julle van julle pastore, as dit om suiplappe, en julle is nie meer by God nie, van julle kry julle preke by GP, wat? Ja, ChatGPT, dis wat hy bedoel. Baie pastore deesdae, en dit is 'n absolute baie gevaarlike ding om te doen, is om jou preek op ChatGPT te gaan kry. Baie pastore het nou lui geword en goeters, dan gaan vra hulle vir ChatGPT of Perplexity of Grok om vir hulle preke uit te tik en goeters, maar onthou, hulle weet nie altyd wat se doktrines om te vra nie, soos byvoorbeeld Calvinistiese doktrines of wat ook al nie, want hulle ken dit dalk nie, hulle ken nie die kerkgeskiedenis nie. So dan gaan vra hulle vir daai preke en dan kom daar nou valse leer, 'n dwaal, daar kom nou dwaalleer in hierdie preek in, en dit word nie opgecheck met die Bybel nie, en dit word ook nie teruggevat na 'n ander teksvers van die Bybel nie, want onthou, baie van die teksverse van die Bybel in die Nuwe Testament reflekteer op teksverse van die Ou Testament ook. So, dit word nie mooi gecross-reference nie, so dan kom maar dwaalleer in, of Grok, of kom ons sê, AI is over, hoe kan ek sê, oor optimisties, en dit sal altyd net die optimisme gee, dit sal selfs lieg. So dit is baie gevaarlik om preke te kry van AI af. Baie bitterlik gevaarlik, en oom Rooyes is absoluut korrek hier, so jy kan nie jou preke kry van AI af nie. GPT is, wat se gemors, kry 'n slag jou preek weer by God, kan in die binnekamer en kry die vuur van die Here. Moenie laat AI jou preek opstel nie. Is 'n skande wat in ons land aangaan. Gaan julle nie spaar nie, man, julle gee my nie geld nie, en ek is nie onder julle orde nie. Ek wil vir mense sê wat kerk toe gaan, kyk 'n bietjie, as jou pastoor weet van hierdie mars, al 'n maand al, en hy kondig dit nie eens af dat julle bid nie, gaan uit daai kerk uit. Hy stel nie belang in die koninkryk visie nie, van God nie. Hy bou sy eie koninkryk. Een pastoor sê, Rooyes sal nooit in my kerk kom preek nie. Kan ek gou vir jou iets sê? Ek het genoeg uitnodigings. So ek het nie nog tyd om by jou te gaan preek nie. En ek laat preek ook nie almal by my nie. So jy mag so sê. Maar kan ek gou vir jou iets sê? Jou kerk se opmetings
is 30 meter by 30 meter. Het jy al gesien die aarde se opmetings? En jy wil 'n ou koninkrykie bou en jou 30 by 30 meter. Ek lag vir jou man, jy's 'n kind. Jy speel met God. Jy moet 'n geslag groot word. Hy sal nie by my kom preek nie. Wie's jy? Het jy gearriveer nou? Kan jy 'n duiwel uitdryf? Of smeer jy jam om die mense se monde? Mense, ek gaan nie terughou nie. Ek wil net sê, die mars was wonderlik. Dankie Church Defenders. Dankie vir pastoor Mukuba dat jy dit voorgestaan het. 'n Vrou wat voorgeloop het. Dankie vir Kenneth Meshwe. Dankie vir John Machule wat daar was van die Christenpartye. Dankie vir Bernard en van uit 'n mega church daar in Pretoria. Hy was daar en sommer nog vir 30 hamburgers gegee agterna. Dankie. Maar ek moet my misnoë uitspreek. Ek sê vandag, en julle kan my maar kyk. Julle wat my pelle kamma is, pastore. Julle is my pelle. Maar julle doen nie eers 'n gebedsaksie nie. Ek sê vir jou, jy bou jou eie koninkryk man. Jy speel met God se woord. Jy's net daar vir die py. Jy kan maar kwaad raak, jy kan my maak 'n stand, gaan live en vertel vir my hoekom was jy nie daar nie. As jy 'n begrafnis gehad het, 'n diens aangehad het of iets gehad het en jy's voltyds en jy kon nie 100%. As jy te ver gebly het 100%. Maar as jy nie eers kan vir jou kerk vertel, die kerk word bedreig nie. Jy bou jou eie koninkryk. Klaar. Mense, ons moet begin onderskei. Ek glo in kerk. Net so, ek glo in kerk. Ek wil vir jou sê, ek glo in party kerke se struktuur, maar party sin is van die pad af. Ek glo nie aan man en vrou, 'n man en 'n vrou moet trou. Dis wat ek glo. Ek glo nie 'n bedienaar moet suip nie. Ek glo nie 'n bedienaar moet rook nie. Ek glo nie 'n bedienaar moet porn kyk nie. Man, ons is by die Here en ons moet nou 'n slag by die Here wees. Mag hierdie jou nie kwaad maak en maak dit jou kwaad. Mag dit wees dat jy terugkeer na Jesus toe. Nou, ek wil net gou hier verder sê. As jy 'n herder is, pas jy skape op. Die nadering, die regering wil die skape doodmaak. Die regering wil die skape kontrol. Wat se tipe herder is? Ek raak nie in politiek betrokke nie. Ek is nou nie so nie. Jy moet bykom. Jy moet bykom. Die dae dat ek 'n pastoor en 'n dominee gebeskerm het is verby man. Jy's die pastoor en dominee se agterend nie werk as jy jou eie koninkryk bou nie. Gaan oor jou tiende, jou goedjies. Mag God gee dat jy op die aarde kom. Jou uitsprake, jou tipe dingetjies wat jy agter sê van mense. Ek was ook daar. Ek het die eerste 2 jaar van my bediening geskinder van ander pastore. Nou praat ek sommer live reguit met hulle. Ek het geskinder van hulle. En dit het my net in die afgrond ingedruk. Totdat ek op 'n dag vergifnis gevra het en dit herstel het en reggemaak het. Ek en jy moet regmaak en God dien. Maar kom ons gaan kyk so 'n bietjie verder. O ja, die rapport daar gaan prentjies rond. Wat spot en vloek. Hulle teken my nogal mooi. Ek moet sê my tande het skeef is nogal op die prentjies reguit. Waar is die prentjie? Dankie vir dit. Waar ek nou vir Dani Botha doop en dan dit en dit. Mense, julle maak, julle spot. Julle moet by God uitkom. Maar kom, luister verder. Ons is nog nie klaar nie. Hierdie laaste 3 weke, vergeet nou die mars. Vergeet die regering wat die kerk wil kontrol. Oei, ek wil net 'n laaste ding sê. Jy wat sê, maar ek gaan in elk geval die kerk toe nie. Ek hoor hulle sê so. Hulle kan maar die kerk toemaak. Jessie. Ja. Dink jy so min van God se instelling? As jy so val van jouself al, en jy sê hulle kan maar toemaak, dan sal die kerk suiwerder raak. Hy sal. Stem met jou. Maar hoekom wil jy dit hê? Ek het in China Bybels ingesmokkel. Ek was na Kim Jong-un in Noord-Korea om 'n Bybel weg te vat. Ek weet hoe word mense onderdruk. Ek het dit gesien, gaan tronk toe vir 'n Bybel. Ja. Terwyl ons Ek wil net bynoem, ek het 'n dokumentêr gekyk juis oor hier in Noord-Korea dat hulle
'n kamp 16, kamp 14 en 'n kamp 16 en 'n kamp 18 het. Nou, mense, dis verskriklik, hoor. En ek sê vir julle vandag, as Julius Malema president word van Suid-Afrika, gaan dit Noord-Korea nommer 2 wees. Hy gaan doodskampe oralste hê. Hy gaan al die mense wat teen hom gaan hy in daai kampe smyt. Dis verskriklik. En Royes was baie braaf om daai Bybels te kon ingesmokkel het by Noord-Korea. Want as jy gevang word met 'n Bybel, jy kom nie weer daar uit nie. Jy kom nie weer uit Noord-Korea nie. Jy word in daai kampe ingegooi. Jy kom nie weer daar uit nie. Daar was een man wat daar uitgekom het. Maar daar het 'n man gesterf, laat hy daar kon uitkom het. Want die kamp was omring met hierdie live electric wires. En as jy raak aan dit, jy skok dood. Jy skok dood. Jy kom nie weer daar uit nie. En om die ergste te dink is, Noord-Korea is so erg, dat as jou ouers, of as jy, kom ons sê ja, as jou ouers 'n crime gepleeg het, wat hulle sien as 'n crime of iets, dan word jy as kind ook gestraf. En dit kan gaan tot hoeveelste generasie. Hulle kan jou kleinkinders ook aanhou. Jy kan jou agterkleinkinders ook verloor deur dit. Dis baie erg, hoor. Dis baie erg. Ek dink nie mense besef hoe erg is hierdie kommunistiese lande nie. En hulle sien die Bybel as 'n dis 'n groot threat vir hulle. Hulle sien dit as 'n threat. As 'n bedreiging. Want hulle is bang, mense kry vryheid deur die Bybel. Maar kom, ek speel verder. Kan freedom of speech het. Hoekom wil jy dit nie toelaat nie? Christen. Van julle Christene gaan nou nie eers straat toe verkondig die evangelie. Van julle gaan nou nie eers hospitaal toe verkondig die evangelie. So dit sal julle nie raak nie. Julle sal lekker aanpas in die staatskerke. Kom ons gaan aan. Wat my laaste 3 weke erger geskok het, as mevrou Tokko by die kerk wil toemaak, is pastore en Christene. Kom ons praat nou sommer oop. Hier voor die sogenaamde wegraap het ek vir Dani aangespreek en gewaarsku. En ek glo in waarskuwings. Esegiel 3 noem nie dit oordeel nie, waarskuwing. Oordeel is as ek sê, jy gaan beslis hel toe, dan oordeel ek. As ek vir jou sê, God se woord sê, jy moenie drink nie, 'n dronk lap gaan nie die koninkryk sien nie. Ek waarsku, ek haal God aan. So, hou op, as jy nie die Bybel ken nie, of jy's nie 'n verhouding met Jesus, om net jou woord te gebruik, hou op oordeel. Ek maak 'n statement. Dis presies wat op my video's ook gebeur het. As ek mense sien wat dwaal, dan waarsku ek. Ek oordeel nie. Ek sê nie hulle gaan hel toe nie. Ek waarsku. Maar mense is baie gou om te sê mense oordeel. En ons as Christene moet waarsku. Dis ons plig van die Here om ander te waarsku. Ons oordeel nie. En ek weet nie hoekom mense dit nie verstaan nie. 99% van die wat net die woord gebruik, hou op oordeel. Elke dag gebruik. Jy het nie 'n verhouding met die Here nie, en jy met jou eie sondes moet jy toemaak. Jou eie sondes moet jy toemaak. Nou hoor gou mooi vandag. Toe gebeur die wegraping nie. Wat julle nie weet, ek en Dani was heeltyd in kontak. Ek is nog alle jare lief vir hom. Al spreek ek hom aan, en hy's lief vir my. En die dag nadat kom hy op die lig, op nasionaal, en op al die platforms sê hy, vra God om verskoning. En dadelik klim 'n klomp mense op. Ek is nou nie hier om vir Dani te verdedig. Jy hoor my mooi. Ek is hier om 'n ander ding aan te spreek. Omdat ek vir Dani gewaarsku het, omdat ek praat, kontak ek hom en ons praat, en hy bely voor die Here.
En ek nooi hom dadelik vir die in November. Want as Jesus se bloed jou skoon gewas is, wie's ek of het daar nie te sê, jy mag nie meer optree nie. Wie's ek? Het ek en jy, en ek vat Hebreë, pastore wat vandag pastore is, het jy nie al gehoreer nie, voordat jy gered het nie? Party het sommer in die bediening. Het jy nie al gesuip nie? Het jy nie gerook nie? En toe vra jy God vergifnis, en toe vergewe hy jou. Hoekom mag iemand, al staan hy bekend as 'n valse profeet, nie ook vergifnis kry nie? En nou weer 'n koningskind is nie. Hoekom mag hy nie? Dani, sorry dat ek jou aanhaal, maar ek kry WhatsApp en dit hardloop, en almal wat ek ontmoet, is baie ontevrede dat ek jou uitnooi. Hulle was eers ontevrede omdat ek jou aanspreek. Nou is hulle ontevrede omdat ek jou uitnooi. En 'n paar was so geskok, hulle weet nie wat om te sê nie. Nou wil ek vir jou sê, luister vir my baie mooi. Gaan nie vir my oor Dani, of oor Rooyes, of oor iemand nie. Maar waaroor ek geskok was, dat ek by pastore kom, en julle kyk hier, ja, ek praat met julle. En hulle pastore, my sê, nee, ek weet nie. Hier nou sê vir my op WhatsApp, ek vra vir hom, hy's 'n bedienaar, hy bedien, hy tree verhoogde op. Ek vra vir hom, mag ek iemand wat tik gebruik het en hy val op straat, mag ek hom terugbring by Jesus? Hulle sê ja. Ek sê, mag iemand wat vals geprofeteer het, terugkom by Jesus? Nee, ek gaan jou nie daarop antwoord nie. Luister hier, wat se sonde kan die bloed van Jesus nie skoon was? Alles, alles. As jy nie wil hê iemand moet bekeer en herstel nie, het jy die liefde van God nie in jou niemand. Mense dink altyd ek is hierdie barbaar en ek raas net te gaan aan. Weet jy wat? Kom ek sê oor myself 'n slag iets. Ek raas so omdat ek liefde in my het. Ek gaan so te kere omdat ek nie agter jou geld aan is nie, maar ek is agter siele aan. Ek gaan nie jou jam smeer en tot in die hel vat net dat ek jou 10de kan kry nie. Wees wake up vir daai pastore wat jou jam smeer. Ek waardeer jou en jy's so oulik, maar jy's vol sonde, maar hy wil dit nie aanspreek nie, want hy wil jou geldjies hê. Ek gaan jou liewerster aanspreek, want ek het jou lief. Ek wil jou in die hemel sien. Al sien ek nooit jou 10de nie, maar ek wil jou in die hemel sien. Pastore, julle wat so preek. En hou op sê ek preek sonde. Ek preek nie sonde nie, man. Ek is lief vir mense. As jou kind by 'n elektriese plak speel, kom jy by hom, ag kindjie, moet nou nie aan die plak vat nie. Man, jy ruk die kind weg en gee hom 'n pap. Ja. En ek sê vandag vir jou, ek sal reguit met jou praat in Jesus naam. En die wat nie wil nie, moenie op hierdie platform kom nie. Maar ek wil vir jou sê, ek wil terugkom na die pastore en dominees. Ons land lyk so, omdat die kinders van God nie op die skoolrade sit nie. Omdat die kinders van God nie in die politiek is nie. Omdat die kinders van God nie reg stem nie. Hoe kan jy vir 'n DA stem wat die abortus ingebring het? Amen. Hoe kan jy vir die duiwel stem? Is jy 'n kind van God of 'n kind van die duiwel? Hoekom stem jy dan vir die duiwel? Dis Christenpartye. Ek het teruggestaan by die Christenpartye. Ek het my tyd gegee. Jare. Maar ek is nou besig met 'n drukgroep, soos AfriForum, soos Solidariteit, die Voice in Parliament, gaan so lank daar in die page. Ek hanteer dit eers as 'n bediening, ek sal later kyk waar dit uitspring. Maar al wat ek vir jou sê, ek sal nie stil bly nie. As 'n rivier se water vuil is, sal ek nie my mond hou en laat mense miskrame kry nie. Ek wil net ook noem dat, ek weet nie of julle gesien het van Tommy Robinson nie, daar in die UK. Hy word nou as terroris aangekla, want hy bly ook nie stil nie. Dit is ons toekoms met die DA as hulle aan bewinning gaan kom. Hulle gaan ons as terroriste aankla, omdat ons vir God se woord staan. Tommy Robinson word aangekla as terroris, want hy was patrioties oor sy land, oor sy herkoms, oor die Christen nasie van die UK. Maar nou word hy as terroris verklaar. En hy's nou tans, is hy in 'n hof, in 'n hofsaak teen die staat, waar hulle hom wil toesluit as 'n terroris.
Hoe belaglik is dit? Maar julle wat vir die DA so wil stem, is dit wat julle vir ons land wil hê eendag? Geen vryheid van spraak nie. Jy pastoor, as ons weet 'n rivier is vuil, dis deel van ons werk om op te staan en te gaan na die owerheid en sê maak hierdie rivier skoon. Hou op dreinwater hier intap. Dis my en jou plig. As ons weet daar's 'n pothol buite jou dorp wat 'n motorfiets of 'n kar kan deurry en iemand dood verongeluk. Ek en jy moet opstaan vir dit. Jy het nie net jou kerkie en jou nagmaaltafeltjie en jou doekie wat jy oorgooi en jou kontiendes wat jy tel nie. Jy het weier man. Raak wakker! Raak wakker! En jy wat sê, hou op so skree. Kry vir jou 'n plek om te luister. Dit is nou tyd vir skree. My Jesaja 58 vers 1 sê, roep uit jou keel uit en hou nie terug nie en verkondig aan my volk hulle oortredinge. My God sê so hou jy jou mond. Klaar. So ek is hartseer dat ek by pastore wat liefde preek, hulle preek hier sonde nie. Van hulle is net met liefde toegesaai. En dan wil my sê, en snaaks kyk, hoekom ek sê, as daar nie bely het, is dit fyn. As hy opreg bely. Die een sê my, ja, maar daai een sin, het hy verkeerd gesê. Hy moet dit 'n bietjie anders te sê. Toe jy die daggeroker na God toe lei, en die spiritsdrinker, het hy dadelik sy sinne reg gepraat. Het al jou mense in jou gemeente praat hulle nou reg. Ek sê vir jou, jy's 'n valse ding man. Jy is nie meer besig om siele te wen nie. Jy wil kyk wie kan kom na jou plek toe en jy wil jouself. Ek kon ook besluit dat ek nooit bestry mense nie en dan is ek intel by julle. Ek wil nie intel wees nie. Ek wil by God intel wees. As 'n tikverslaafde val, dat tel ek hom op. As 'n prediker vals raak en ek waarsku hom en hy sê jammer, dat tel ek hom op. Ek hoop eendag, as ek so iets oorkom, sal iemand my ook optel. Hoor gou mooi, iemand wat nie wil bely nie, oor hom waarsku jy, en jy sê vir die mense, moenie daar gaan nie. Ek sê vandag vir julle reguit, moenie na 'n plek toe gaan, wat homself kerk noem, as sy hoofkantoor man trouwens. Waaroor gaan jy nog? En dan noem jy jou, ek is 'n bankbestuurder, ek is dit, ek is 'n Afrikaner. Maar jy gaan sit in die banke van 'n hoofstroomkerk, wat man trou. Wat is jy? Ja. Jy slap man, jy slap. As jy ander woorde nie, jy's te slap om vir Jesus op te staan en te sê, Jesus, ek kies u. En dit wat u aangestel het in die tuin van die paradys, man en vrou. Hy het nie vir Steven en Adam gemaak nie. Amen. Nee, wil jy die Here dien, of wil jy jou systeem dien? Dit is amper klaar. Pastoor, preek jy? Want so lief het God die wêreld gehad. Sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat hom aangeneem het. Elkeen. Dan die boot ook. Die swart man daar buite wat bekeer. Ek het eendag by 'n kerk 'n begrafnis. En die swart polisieman is die draer van sy pel. Die wit man. En toe hy by die deur kom, toe sê hulle, staan net hier, jy mag nie ingaan nie. Ons is exclusive white. Jy sal by die hemel kom. Jy sal sien. En as jy 'n pastoor of 'n dominee is wat so iets bedryf, of is net in jou hart, as groot fout. Jy is 'n bedienaar van God nie man. Jy werk vir Satan. Hoor jy wat ek sê? Jy werk vir Satan. Jy kan net of vir die Here werk of vir Satan. En by God sê, al die volke, al die nasies, alle kleure, alle geure is welkom onder sy bloed. As jy regs is, en jy's 'n suidlander en 'n Israel visie, jy moet by God uitkom. Amen. Ja, hulle het beloof, hoe gaan hulle my skiet? Man, julle kan nie eens gewere oral nie. Hulle kan net praatjies. Kom onder julle bierblik uit, en biefblik uit. Laaste, Jesus het jou vergewe. Kom ons vergewe ook.
O, ek het nog 'n bladsy sien ek. Mense, ek het hier geskryf, ons kan mos nie so vol van onsself wees. En laat iemand anders nie redding kry nie. En weer mag op 'n verhoog optree nie. Is ons regtig so vol van onsself? Het jy nog nooit foute gemaak nie? Ek het in die bediening ook foute al gemaak. Praat nou nie van rooksyp en pon en goed nie. Ek het foute gemaak in die bediening. En diskwalifiseer dit my. Ons is mense, niemand gaan die merk op hierdie aarde bereik, 100% nie. Stefan sê net daar vir die mense, ek moet 9:30 instap by die meeting. Ek sal so 3 minute laat wees. Ek sien jy is hier op die lig. Dankie man. Ons gaan vandag groot goed beplan. Ons gaan groot goed beplan oor kriminaliteit in Suid-Afrika, oor polisie. Oral stroom dit in, dat polisie nie na die mense se klagtes kyk nie. En ons gaan vandag met 'n plan vorendag kom. Ook die Voice in Parliament. En ons gaan help, want die ou tannie en die ou oom wat inbel, ons moet aan hulle ding. Ek wil afsluit. Ek hoor 'n ding en dit skok my. By Bernard, pastoor Bernard. Pastoor, jy het my geskok. Hy het 'n plek by sy kerk vir gestremdes, autisme, krepelkinders, polio kinders, alles. En hy noem dit die onbereikte groep. 'n Onbereikte groep is duisende kilometers van hier af, waar mense nog nie die evangelie gehoor het. En hier by ons voorstoep is baie gebreklik is. Kinders, ouers kan nie kerk toe kom nie, want hulle kind verg baie aandag. Pastoor, jy's reg. Dis die onbereikte groep. En hy het by sy kerk plekke gesit dat mense kan aanpas. Hulle kan oppas. Dat die ouers ook 'n bietjie gaan dorp toe gaan alleen. Dan kyk iemand na hulle kinders. Dit het my nogal geraak. Dis 'n onbereikte groep. Kom ons gee om vir ons gestremde mense. En ons verwerp hulle nie. Gaan kyk hoeveel gestremde mense is in 'n kerk. En kyk hoeveel is in die dorp. Ek hou net aan Andres, ek kom vir jou, Ek vra vir jou. Hoeveel gestremde mense is in die dorp, hoeveel is in jou kerk? Ek vra nou die gedorp. Bel ek mense om 'n gestremde oom te gaan kyk, na 3 dae toe het hulle nog nie. Toe moet ek weer vra. Daarna gaan hulle en daarna los hulle hom. Mense, ek gaan nie my mond hou nie. I won't be quiet. Keep quiet. I cannot keep it inside. Ek is lief vir Suid-Afrika, ek is lief vir die wêreld, ek is lief vir 'n siel, maar ek is die liefste vir my God. En omdat my God my onder drank uitgered het, hierdie ander straus wat nou hier sê, ai, wil jy afsluit, ek luister nou so lekker, hom wil ek doodgeskiet het toe hy 2 weke oud is. Hoe kan ek dan stil bly oor hierdie Jesus? Hoe kan ek 'n duikboot Christen raak, sonder hande in die lug? Amen, halleluja. Maandag is ek die duiwel van self. As ek kom by die verkiesing, stem ek vir die DA en CEFF en al hierdie gemors. Jy is nie 'n Christen dan nie, man. Laat jy 'n slag die waarheid hoor. Jy is 'n Christen as jy loop met Jesus en you talk with him en jy doen wat hy vra. Anders is jy nie. Nee, pastoor Bernard van, ek hou van hom ook van Bloemfontein, pastoor Bernard van Pretoria. Hoor gou, Jesus is lief vir jou. Sy bloed wil jou skoon was, maar jy moet jou sonde bely. Jy kan nie nog rook as jy kind van God is nie. Jy kan nie nog 'n dop drink nie. Jy kan nie saam bly nie. Jy kan nie porn kyk nie. Jy kan nie oreer nie. Jy kan nie hierdie goed doen nie. Jy moet 'n skoon lewe hê. Ek kom liewerster by die hemelpoorte en God sê my, jy het na my hart geskree. Jy moet sagter gepraat het. Dink jy gaan my in die hel gooi omdat ek so geskree het? Nee. Want ek roep uit my keel uit, en ek hou nie terug nie, en ek roep julle in, wil julle nie Bybel begin lees nie, wil julle nie bid nie, wil julle nie God dien nie. Gaan kyk terug op my page, ek tree in Mamasbury op, ek het dit vanoggend gepost, ek tree in Sannieshof op, en ek tree nog 'n paar plekke op, maar pastoor,
Jy wat nie bereid is om evangelisasie te doen nie. En jy wat nie bereid is om te bid oor hierdie politieke sake nie. Moenie my nooi nie. Asseblief. Moenie my nie nooi nie. Asseblief. Ek het genoeg werk. Maar jy wat dit wil doen, jy wat wil God verheerlik, jy wil hê ek moet jou kon leer straatwerk, ek moet jou leer. Ek doen dit met gragte. Doen dit met gragte. Ek sluit af. Raak ernstig met God en moenie as jy mense sien, dan sien jy hulle tiendes nie. Ons het ook geld nodig, baie, want ek wil nog busse koop. Ek wil elke provinsie busse instuur. Ek wil busse hê, ek wil diesel kos baie, net hierdie trip nou met 30 mense Pretoria toe 4 voertuie, kos baie. Maak nie saak nie. God voorsien vir my. Daar's mense wat luister vir die Heilige Gees en hulle bel en hulle saai. Ek wil graag hierdie hele plek onder son sit, want ons betaal oor die 100,000 rand 'n maand vir Eskom, wat ons kan indruk in traktaatjies en Bybels. Maar hoor gou mooi, ek gaan nie laat 'n ryk ou vir my kom sê, ek sal dit doen, maar jy moet stop om oor drank te praat. Nee, ek sal nie. Ek sal harder sê, hou op suip! Hou op hoer! Hou op rook! Kom by Jesus uit. Hy het liefde. Hy gee om vir jou. Jy wat rook in die kar terwyl jou kind daar sit en jy gee jou kind longkanker en emfyseem. Is jy 'n goeie ouer? Jy's van die pad af, man. Jy's van die verdomde pad af. Met jou twak in jou kind se gesig. Jou ou rook asem in jou kind se gesig. Sis! Sis! Kom by God uit by. Okay. Ek het gesien Johan Ramkat het ook gepraat van iemand wat voor hom in sy kerk Sondag gesit en wyp het. Ja, daai is absoluut skokkend. Mense het nie meer respek vir die Here nie. En mense het nie meer respek vir mense wat woordverspreiding doen nie. Ons moet ons sondes los, ons moet tot bekering kom, en ons moet terugdraai na God, want dan sal God ingryp in hierdie land en die land weer kan seën. Maar tot dan gaan hy nie die land sien nie. As ons nie ons sondige lewens los en hom nie aanvaar in ons harte goed nie en wil bly hardkoppig bly aan ons sonde, gaan hy nie die land seën nie. Hy gaan dit nie doen nie. Baie dankie dat julle geluister het. Dit was lekker om hierdie gesprek van oom Rooyes te gedeel het. Baie dankie dat julle gekyk het. Julle moet 'n geseënde dag hê. Baie lekker dagie vir julle almal. Goodbye.